Goeiedag familie, dis so lekker om weer vanoggend saam met jou te kan kuier en hierdie week gesels ons oor aanskou die seun van God. Waar ons gaan kyk na die waarde om ons aandag te draai na Jesus toe in hierdie tyd. Johannes 1 vers 29 tot 30 sê die volgende. Die volgende dag sien Johannes dat Jesus na hom toe aangestap kom. Hy sê toe, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom iemand wat voor my reeds bestaan het. Hy is baie belangriker as ek. Familie, ons is geneig om die Kersfeesbeeld te romantiseer. Ons sien die krib, ons sien die ster, ons sien die aanbidding wat daar is. Maar die rede waarom God in 'n skaars krib ingekruip het, is radikaal, dis dringend. Hy kom om sonde te dra en gebroke verhoudings te herstel. En vandag word ons uitgenooi om stil te word en te aanskou wie hierdie kind regtig is. Die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En wanneer Johannes sê, kyk, dit is die lam van God, is daar 'n groot profetiese gewig hier aan. Want Jesus is die een wat kom, die een oor wie daar al soveel keer geprofeteer is, voorspel is, gesê het hy gaan kom. En wat doen Jesus? Hy kom om die skrif te vervul. Hy het in die vlees aarde toe gekom om die skuld te dra wat ons skei van God af. Om die muur af te breek tussen ons en God, sodat ons in 'n egte, opregte, lewende verhouding met God kan staan en kan lewe. Nou 3 belangrike dinge gebeur wanneer ons Jesus aanskou as die lam van God. Die eerste een is, ons sien verlossing. Ons sien nie net 'n voorbeeld nie. Ons sien dat Jesus kom om te red. Nie net om 'n goeie, mooi lewe te wys nie, maar om die gevolge van sonde te neem en ons met God te versoen vir ewig, vir altyd. Die tweede ding wat gebeur is, ons word uitgenooi tot innerlike verandering. Om die lam te ken beteken om skuld te erken. Nie om in 'n put van selfbejammering te gaan sit en te val nie, maar om na Christus toe te kom en sy versoenende krag te ontvang in ons lewe. En dit vra baie keer ongemak. Dit vra berou en die bereidheid om anders te wil lewe. En dan die derde ding wat gebeur is, ons ontvang vryheid en 'n nuwe missie. Hierdie offer, wie Jesus is, maak ons vry van ons skuld en gee ons 'n nuwe identiteit. Nie meer gedefinieer deur ons sonde of ons foute nie, maar nou gedefinieer deur sy genade. En daardie vryheid stuur ons terug in die wêreld om dieselfde goedheid lewendig te maak, krag te gee, vergifnis te gee, vrede te bou en ander die goeie nuus te vertel. Om die lam te aanskou is die reaksie van ons harte. Dit is om tot inkeer te kom, om uit dankbaarheid te begin lewe en terug te gee wat jy ontvang het. Familie, kom ons bid vandag saam. Here, vanoggend is ons dankbaar. Ons aanskou U werklik vanoggend as die enigste lam van God wat gekom het om ons sonde te dra, om ons te versoen vir ewig. Here, sodat ons vandag in 'n egte, opregte, lewendige verhouding met U kan staan en kan lewe. Vader, dankie vir die voorreg. Dankie dat U U seun gestuur het. Dat hy kon vlees word, dat hy mens kon word vir ons. Dis werklik die grootste genade. Maak ons harte vandag opnuut bewus daarvan, Jesus. En lei ons vandag om terug te gee wat ons ontvang het. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike Woensdag hê. Ek sien jou môre.